Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. Aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot aan alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 91. Ons sing daar verse 5 en 6. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan
sing ons gesang 242 vers 2 en dan na die geloofsbelijdenis die 4de vers van gesang 242. Ons gaan eers luister na die wet van die Here, soos dit vir ons daar in Eksodus 20 opgeteken staan. Maar net vooraf daar, en jy sal weet in die gedeelte daar in Hebreërs 12 word verwys na hierdie gebeure by Sinai, hier waar die volk die wet ontvang het, Moses die wet ontvang het. As ons teruggaan daar na Eksodus 19, maar net vir die idee gee van wat alles daar op die berg gebeur het, God wat heilig is en al hierdie dinge wat sy heiligheid uitgespel het, daarvan Eksodus 19 vers 16, en op die 3de dag toe dit môre was daar donderslae en blitse en 'n swaar wolk op die berg, en die geluid van 'n baie sterk basuin, sodat die hele volk wat in die laar was, gebeef het. Daarop het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet, en hulle het gaan staan by die voet van die berg, en die hele berg Sinai het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die basuin sterker en sterker word, het Moses gespreek, en God het hom telkens hardop geantwoord. Maar net so die agtergrond. Dan is ons by Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. It
Geliefdes, Petrus en Johannes is voor die Joodse raad. Ook ander wat luister. En dan vertel Petrus, Jesus is gekruisig en hy het opgestaan uit die dode. En dis die laaste ding wat die Joodse raad wil hoor. Want hulle was die hele tyd besig om die volk te bedrieg, te belieg en te sê dat Christus nie opgestaan het nie, of dat sy lijk gesteel is. En dan sê Petrus hier in Handelinge 4 vers 12, sy van Jesus Christus praat, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. 'n boodskap wat deur die eeue klink, 'n boodskap wat nie gedemp kan word nie. Kom ons spreek die 12 artikels in die hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons luister na die woord van die Here, daar uit Hebreërs 12. Ons het verlede Sondag ook die eerste gedeelte gelees. Vanmôre gaan ons weer verder lees, ons gaan daar maar weer van vers 14 lees tot aan die einde vers 29. Maar voor ons lees, kom ons bid eers saam. Here God, U die almagtige, alwyse, alwetende, U die Skepper God, U wat die hemel en aarde en alles geskaap het. Ja, Here, maar meer nog, U wat alles onderhou na U wil. Nie wat wonderlik elkeen van ons as gelowige kinders ook in die holte van U hand hou. Dankie daarvoor, dankie vir U versorging, vir U ontferming. U die groot almagtige God,
Ons wat so nietig is, so swak is. Ons wat baie keer so klein gelowig is. Wat so maklik die sorg en die ontferming kan bevraagteken. Wat so maklik vasgeval word in hierdie omstandighede van hierdie ou wêreld. Here, waar ons so maklik op hierdie geloofspad wat U vir ons plaas, moedeloos raak, in vertwyfeling gaan. Maar dankie Here dat U vir ons deur die Gees ook help. Dat U vir ons dikwels optel. Daar waar ons in een sak, daar waar ons moet opgee, dan is dit U ons hemelse Vader wat vir ons weer optrek en krag gee om voort te gaan. En dankie Here vir so baie kosbare geleenthede waar U ook vir ons telkens in die geloof wil versterk, wil verkoop. So gee U vir ons stilte tyd in ons binnekamer. So gee U Here deur die Gees ook vir ons geleentheid om tot U te bid waar ons ook al is en waar ons reis. Maar Here, U gee vir ons ook hierdie wonderlike geleentheid hier in die huis, elke Sondag, met die erediens. Hier waar U 'n afspraak het met elke lidmaat. Dankie daarvoor. Here, vir ons so baie betekenis en krag. Waar ons so besig raak met ons werk, so in die week, waar dit dikwels so baie van ons neem. Dankie daarvoor. Vir hierdie versterking dat ons weer kan aangaan die week wat voor lê, vol stoom. Altyd met die oog gefestig op ons Here Jesus Christus. Here, ons bid dat U hier in die erediens met elkeen sal wees. Gee dat ons sal vergeet van die dinge daar buite, wêreldsdinge wat ons aandag wil afneem van dit wat ons hier hoor, U woord wat ons hoor. Gee dat hierdie woord werklik ingaan in ons harte sal vind. Ja, Here, dat dit deel sal word van ons lewe. Dat ons sal leef tot eer en verheerliking van U groote naam. En wees U ons sondaars genadig. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, Hebreërs 12 daarvan vers 14. Voor ons begin net sê die Hebreërs skrywer natuurlik, jy weet, onbekend. Ons weet nie regtig wie was hy nie, daar is baie bespiegeling. Maar dis maar bespiegeling dat dit moontlik Paulus was, maar niemand kan dit met sekerheid bevestig nie. Maar wonderlik wat hy in die hele Hebreër boek sal raakloop, is dat die skrywer bring Ou Testament en Nuwe Testament by mekaar uit. Wonderlik, op 'n wonderlike wyse. Kom ons lees daarvan vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Laat niemand 'n hoereerder wees nie of 'n onheilige soos Esau,
wat vir een spysgereg sy eersgeboorte reg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie. Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was sy gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Pas op, dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, en wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons van hom afkeer, nou dat hy uit die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord, nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. En daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Tot sover. Ons gedeelte daar waarop ons baie gaan konsentreer is daar van vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. By die feestelike vergadering in die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by God die regter van almal en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament. Ons het verlede Sondag gepraat ons is op hierdie geloofspad. En dalk raak ons dikwels so vasgevang in hierdie swaar omstandighede, dat ons vergeet van dit wat vir ons voorlê. Daardie toekomsverwagting wat in Christus vir ons beskik is. Vanmôre gaan ons veral op daardie toekomsverwagting daarop konsentreer. Geliefdes, toe ons verlede Sondag ook gepraat het oor die geloofspad, het ons gesê, ons doel, as ons hierdie geloofspad aanpak, dan is ons doel die eindstreep, die wenstreep. Ons kan sê 'n wenstreep, want Christus het vir ons die oorwinning bewerkstellig. Ons fokus, Jesus Christus. En dan stap ons, soos ons ook gesê het, onder toejuiging en aanmoediging van ons gelowige voorgangers. Hulle wat reeds die hemelse heerlikheid beerf het, hulle beleef dit. Maar saam met ons op hierdie pad is ook ons eie mense, ons medegelowiges, en ons help mekaar aan, ons moedig mekaar aan. Maar ons moet elke keer sê, ons grootste, ons beste, ons belangrikste aanvoerder is Jesus Christus. Jesus Christus, die leidsman, ons leidsman en volëinder van die geloof.
En so in eie krag kan ek en jy dit nie doen nie, vergeet dit. Dis alleen deur die krag van die Heilige Gees. Hy wat vir ons die krag gee, die moed gee om vasberade met volharding hierdie geloofspad te stap. En as ons hierdie wenstreep wat daar voor is bereik, en ons bereik dit met ons dood, dan beteken dit vir my en jou as gelowige dat ons siele na die hemelse heerlikheid verhuis. Christus het dit vir my en jou verkry deur sy sterwe. Maar sy dood, sy opstanding uit die dood, beteken verder vir ons ook ons liggaamlike opstanding met sy wederkoms. Dan wanneer my broer en suster siel en liggaam verenig, om ons verheerlike liggaam daar in die nuwe Jerusalem in te gaan. As ons met ander woorde op hierdie geloofspad is hierdie ganse toekomsverwagting in ons geloof versier. Maar dit maak nie, my broer en suster, dat ons die aardse werklikhede ontsnap nie. Ek en jy word nie skielik maar nou sommer gevrywaar van enige swaar en onaangename dinge in hierdie lewe. En baie mense maak hierdie fout, geloof waarborg nie my en jou voorspoed nie. Mense het hierdie verwagting, as ek goed doen, as ek sterk glo, dan moet ek net die seën van die Here ontvang. En Dawid kom daar in Psalm 34 vers 20. Luister mooi wat sê hy. Hy sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, hoor jy mooi, regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Daarom my broer en suster, moet ek en jy dit aanvaar, dat beproewings is volop hier in hierdie lewe, en ek dink soos jy vanmôre hier sit, kan jy dit deeglik getuig. Die Here se tugtiging is daar. Ons het verlede Sondag gelees daar uit Hebreërs 12 vers 6. Hy sê daar, want die Here tugtig omdat hy lief het en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Maar die Here help vir ons. En hier op hierdie geloofspad vind ons die heiligmaking deur ons heiligmaker natuurlik, die Heilige Gees, vers 14. En dit is nodig, ons moet dit ondergaan, dit is nodig, dit is ter voorbereiding van hierdie verhuising na die hemelse heerlikheid. Alles deur God se genade natuurlik. Maar nou sê die Hebreërs skrywer vir ons mag nie hierdie genade veragter en hierdie genade veragter nie. Ons moenie die genade van God verspeel nie. Ons moenie ons duursame verlossing in Jesus Christus gaan goedkoop maak nie. Ons glo en ons bely die verlossing van Jesus Christus en ons weet, dis deur God se genade alleen. En nou kan ek en jy nie onverantwoordelik wees en maar onverantwoordelik aangaan met die sonde en die bose dinge nie. En daarom my broer en suster, hierdie kan ons maar dit noem 'n vermanende aanmoediging daar heel aan die begin wat ons gelees het verlede Sondag. Waarmee daar begin is in vers 1. Ons moet die laste, ons moet die sondes gaan aflê, sodat ons siele nie vermoeid raak en verslap word. Ek en jy moet met ander woorde die sonde doelbewus die stryd aansien. Dis die raad op hierdie geloofspad wat ek en jy stap. En dan kom daar 'n ander raad saam. Hy sê daar in vers 15, waak teen verbittering wat deel uitmaak van afvalligheid. En dan baie belangrik, dan word ons gewaarsku teen die Esau gees, vers 16. Hy praat daar, hy gebruik die woordjie hoereerder wat beteken dat Esau ontrou geraak het aan die verbond met die Here.
Esau was dus 'n verbondsverbreker ten opsigte van sy eersgeboortereg. Hy het hierdie instelling deur die Heilige God, het hy so gering geskat, dat hy dit gaan prysgee het. Prysgee het vir 'n hier en nou begeertetjie om 'n gegeurende pot warm sop te kry. En nou kan ek en jy vanmôre maklik die vinger gaan wys na Esau en dink, hoe kon hy dit reg gekry het, maar ons moet ook vanmôre elkeen van onsself gaan vra, hoeveel keer gebeur dit nie met ons? En 'n baie belangrike saak hierdie vers 17, daar was vir hom geen moontlikheid om hierdie saak reg te stel nie. En dan staan ons voor hierdie ontsettende gedagte dat daar 'n stadium in iemand se lewe kan kom wanneer dit onmoontlik sal wees om jou saak met die soewereine God reg te maak. En dit is so belangrik dat niemand dit kan bekostig om hierdie waarskuwing te ignoreer. So belangrik dat ons God se heiligheid en sy grootheid en sy majesteit nie geringskat nie. Op hierdie pad wat ek en jy stap, hierdie geloofspad wat ons stap, moet ons biddende eerbied en ontzag teenoor die Here met soveel gesag en eerbied handel. Om hom werklik ook gehoorsaam te wees, want my broer en suster, en ons het dit ook vir mekaar gesê, om ongehoorsaam te wees aan die Here, om aan te hou met jou sondes, moetswillig aan te hou, dan beteken dit dat ons nie sy gesag respekteer en ons nie steur aan sy heerskappy oor ons lewens. En nou kom hierdie Hebreërskrywer en hy verwys daarna die gebeure by die Sinaiberg. En ons het vanmôre daar gelees uit Eksodus ook die basuin geklank, die donderslag, die blitse, die vuur, die aarde wat gebewe het. Niemand, nie mens of dier kon deurbreek deur daardie afgesperde berg. En dan moes hy gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word as hy oortree nie. Dit alles en nog meer om God se heiligheid en sy grootheid uit te druk. Om vir ons opnuut te laat besef, ek en jy mag nooit, ons durf nie God se heiligheid en sy grootheid geringskat. Iemand het eenslag gesê, en u sal dit waarskynlik ook kan beamoen, dit was so in die media, een keer so in ydelheid gesê, hy hou nie van die wrede God van die Ou Testament nie, hy wil hom ook nie eens aanbid nie. Hy hou meer van Christus in die Nuwe Testament. Hy is nie so wreed nie. Hoe raak iemand wat werklik 'n gelowige is, so iets kwyt, my broer en suster? Hierdie heilige God is van ewigheid tot in ewigheid dieselfde. Maar hy kom, en hy eis van my en jou, van elke gelowige, hy eis ontzag, hy eis eerbied. Hy is, en hy was, en hy bly steeds, vers 29, belangrik, 'n verterende vuur. God eis gehoorsaamheid. Hy eis bekering. En daarom is vers 24 baie belangrik, dat niemand hom mag afwys as hy spreek en hy waarsku. En nou kom hy sê, maar volgens vers 25, is God se spreuke vanuit die hemel nog ernstiger en dringender as die vanaf Sinaiberg. En daarom moet ons luister. Luister, omdat hy ook hier sê, die dag van groot skudding van die aarde en die hemel nader kom. Met ander woorde, hy verwys hier na die wederkoms van Jesus Christus en die gebeure daar rondom.
As jy daar in Openbaring 16 vers 18 gaan lees, dan hoor jy van hierdie verskriklike aardbewing. En daar het 'n groot aardbewing gekom, soos daar nog nie gewees het van die mense op aarde was nie. So 'n geweldige aardbewing. Dan sal die geskape dinge, soos hy dit hier sê, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem word, verander word. Daarna sal volgens vers 27 net die onwankelbare dinge volgens God se wil bly. God se koninkryk sal vir ewig bly staan. Wonderlik. En nou weet ons aan die wette daar, wat daar op Sinai berg gegee is, wat die mens daar in vrees en bewing ontvang het. Die mens kan nie daaraan voldoen nie. Christus het hierdie wette aan die kruis kom vervul. En deur sy bloed het hy vir al ons sondes gesterf. En daarom, my broer en suster, bly ons nie by die Sinai berg van die Ou Testament nie. Christus het vir ons die geestelike Sionsberg verwerf. Die heiligheid van God word steeds by Sion bevestig. En hier kry ons, en wat belangrik is vir ons, wat op hierdie geloofspad is, om dit ook in die oog te hê. Hier is nie die vrees wat hier voorop staan, hier by die Sionsberg nie, soos hy hier sê, die geestelike berg nie. Maar hier is die feestelikheid. Hoog teen daar die Sionsberg, soos dit hier vir ons geskets word, skitter die hemelse Jerusalem, waarna die geloofspelgrim, dis ek en jy, dis waarna ons so smagtend uitsien, en dis is ons oog, as ons op hierdie pad stap. By hierdie feestelike samekoms, is daar nie net hierdie 10.000 engele vers 22 nie, maar ook die skare eersgeborenes, wie se name opgeteken is in die hemel, vers 23. En belangrik, dit wat die fees eintlik fees maak, werklik tot fees maak, is dat God die Vader en Jesus Christus, die middelaar, is die middelpunt van hierdie feestlikhede. Daar by Sinai is God en sy engele geskei van die volk. Die volk wat nie hierdie Godsberg kon betree nie. Vrees en bewing wat daar was. Daarop die geestelike Sionsberg is God en sy engele, sy uitverkore kinders feestelik by mekaar. Ek wil hier, as ek afsluit, na iets baie belangriks verwys. So wonderlik om dit te hoor en dit in die hart te neem. Daar in Hebreërs 12 vers 23, as jy opgemerk het, word daar na die gelowiges as die eersgeborenes verwys. As 'n mens bietjie vroeër gaan lees daar in Hebreërs 1 vers 6, natuurlik Paulus gebruik ook hierdie woordjie in Kolossense 1 vers 15, dan word van Christus gepraat as die eersgeborene. Nou word die kinders van God dit genoem, hulle word ingetrek by Jesus Christus. Anders as Esau is ons eersgeboortereg vir ons kosbaar. Wonderlik. My broer en suster, as ons so besig is op hierdie geloofspad, so besig is op hierdie pelgrimstog, en ons kyk deur die genade van God en deur die krag van die Gees met die geloofsoog, dan word die toekoms hede. As ons met die geloofsoog kyk, beloof ek en jy alreeds iets van daardie feestelike samekoms.
Dit alles natuurlik en die belangrike daarvan vir my en jou deur Jesus Christus bekom. Dis hierdie geloof uitsig, hierdie vooruitsig, wat ek en jy met geloof en hoop en dankbaarheid en blydskap kan aanpak. Ons word besiel om moedig voort te gaan, eindstreep toe. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons is van geboorte tot en met ons afsterwe op die lewenspad. Die lewenspad wat vir die gelowige 'n geloofspad is. En ja, ons beleef baie beproewings. Ons beleef seën, ons beleef teëspoed. Maar dankie vir die genade. Here, gee dat ons deur die geloof altyd 'n groter prentjie sal sien. Maar nie net sal vaskyk bloot teen die swaar van nou en die omstandighede van nou nie. Maar dit vir ons ook sal laat opkyk om verder te kyk. Verder die toekoms in. Te weet van die toekomsverwagting wat daar vir ons is, wat op ons wag. Ja, Here, dat ons nie net sal die swaar van hierdie lewe vir ons sal oorweldig nie, maar dat ons oorweldig sal word deur die gedagte en die geloof van 'n feestelike samekoms met U. Ons loof en prys U, Here, en ons dankie dat U ons so genadig is. Ons verdien niks hiervan. Ons verdien maar die helse smarte. Maar dankie vir ons Here Jesus Christus, wat vir ons dit bewerkstellig het. Ons loof en prys U in sy naam. Amen. Geliefdes, Gesang 378. Gaan ons sing vers 4 en 5. Vers 4 praat van die hoop en dan in vers 5. Die hoop bring in ons leed versagting. Kom, reisgenoot, die hoof omhoog. Die Heer ons ewige verwagting maak berge vlak en see droog. O saligheid nie af te mete, o vreugde ver bo die verstand. Daar is die vreemdelingskap vergete. Daar is ons in die Vaderland. Kom ons sing vers 4 en 5 tot eer van die Here.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.